Weer eens baie welkom vanoggend in die kerk. Ek is baie dankbaar dat julle hier is. Aan al ons YouTube kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vir jou seën waar jy iewers na hierdie diens kyk in die week. Ons tema vanoggend is dink voor jy doen. En dit kom uit Rigters 11 vers 30 tot 39. Voor ons dit saam lees, kom ons bid saam. Baie dankie Here vir 'n geleentheid wat ons het as u kinders om hier in die kerk by mekaar te kom rondom u woord en 'n erediens te hê in Afrikaans, ons moedertaal. Dankie dat niks en niemand ons verhinder het om te kon kom nie. Dis 'n spesiale ontmoeting. Ons weet u bly nie hier nie. U bly immers in ons harte deur u Gees. Maar wat hier gebeur is spesiaal, want u praat met ons en ons praat met u deur die gebed en die lied. En ons hoor wat u vir ons sê uit die Bybel uit. U woord, die lig vir ons pad. Baie dankie dat u juis met ons moeite doen. Nie net hier vanoggend nie, maar oor die algemeen, want ons is vir u kosbaar en vir u belangrik. En u sal ons nooit los nie. En u is vir ons so lief, dat u ten spyte van ons gebreke en ons geite en giere en alles wat ons soms verkeerd doen, nog steeds ons met ope arms ontvang. Wat 'n voorreg, dat ons weet dat ons God is 'n genadige God. Here, ons sal vir u vra, sal u deur u Gees vir ons aanraak vanoggend? Sal u met ons praat uit die woord uit? Sal u gee dat ons sal hoor en dat ons sal leef soos u vir ons sê? Ons vra dit in die Here Jesus Christus se naam. Amen. Dink voor jy doen, Rigters 11 vers 30 tot 39. Kom ons lees dit. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê: As u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort. Ek sal hom as brandoffer offer. Jefta het na die Ammoniete toe getrek om teen hulle te veg, en die Here het hulle in sy mag oorgegee. Jefta het hulle van Aroer af verslaan tot waar 'n mens kom by Minit, 20 stede. By Abel Keramim was daar 'n groot veldslag. Die Ammoniete is voor die Israeliete verneder. Jefta het in Mispa by sy huis gekom. En toe kom sy dogter hom tegemoet met tamboeryne en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê: Ag my dogter, jy het my gebreek en in die ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee en ek kan dit nie terugtrek nie. Jefta se dogter het hom geantwoord: Pa het pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat pa gesê het, nou dat die Here vir pa gehelp het om pa se vyande, die Ammoniete, te straf. Sy het verder vir hom gesê: Bewys my net hierdie guns. Gee my 2 maande uitstel om berge toe te gaan en daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my lewe as 'n jong meisie. Hy het vir haar gesê: Gaan gerus maar. Hy het haar 2 maande vrygelaat en sy en haar vriendinne het berge toe gegaan en gaan treur oor haar lewe as 'n jong meisie. Na die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe en hy het met haar gehandel volgens sy gelofte wat hy afgelê het. Sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Tot sover ons skriflesing. Ek wil net hierdie aanhaling as inleiding gee. Een oomblik van dwaasheid kan jare se pyn veroorsaak. Maar een oomblik se wysheid kan jare
se geluk bring. Anoniem. Waarheid, né? Dom dinge. Dis wat ek en jy baie keer in die lewe al aangevang het, gesê het, gedoen het. Ons almal het in daai slaggat getrap. Nie een van ons kan sê, joh, ek het nou nie eintlik 'n stupid ding of twee in my lewe gedoen nie, of 'n paar keer goed gesê wat ek eintlik nooit moes gesê het nie. Ek het iemand benadeel, iets gedoen, iets gesê wat my regtig baie duur te staan gekom het. Dinge wat jou teleurgestel het in jouself. Dinge wat jy vir jare lank mee loop en wonder oor, hoe kon ek dit gedoen het? Hoe kon ek dit gesê het? As jy nou terugdink oor hierdie goed, wat jou partykeer nogal vreet in die gewete, dan sê jy, ek kan my hare uittrek, dat ek so dom was, dat ek dit ooit gesê het, of dit gedoen het. Want dit het tot groot hartseer gelei, verliese gelei, dalk finansiële verlies vir jouself, verlies van 'n lewensmaat, bedoelende met 'n verhouding wat verbrokkel. Dinge wat jou regtig iets gekos het, negatief gekos het. En dalk sit jy vanoggend in die kerk en jy worstel nog met 'n paar van daai spooke van jou verlede. Want dit is moeilik om daai goed te vergeet, dit wat jy aangevang het, daai dom dinge, daai dinge wat ek gedoen het sonder dat ek gedink het, sukkel. Want soms is daai goed erg op 'n mens se gewete. En in Suid-Afrika maak ons maklik foute. Want hierdie tyd en in hierdie land van ons is dit nie maklik. Dit is nie maklik om altyd op koers te bly en die regte goed te doen nie. Ons is almal onder geweldige finansiële druk. Ek lees nou die dag sê hulle dat mense spandeer tot 70% van hulle inkomste aan skuld. Hulle sê en al meer mense leen geld net om kos te koop, om dit gou-gou weer die einde van die maand terug te betaal, om volgende maand weer geld te leen. So is 'n bose kringloop, mense sit diep in die skuld en hulle weet nie hoe hulle daaruit gaan kom nie. En ons sien hoe armoede toeneem onder al die bevolkingsgroepe in ons land. So is die werklikheid van ons land. En as ons kyk na die wet en die wetsgehoorsaamheid en selfs die toepassing van die wet en ons kyk na ons polisie, dan kan ek maar net een woord daarvoor sê, wat 'n gemors. Niemand steur hulle meer aan die wet nie. Elkeen maak nes hy wil. Ek moes nou in die laaste tyd 'n bietjie in die verkeersry wat ek baie lanklaas gedoen het. En ek moet vanoggend bely, daar was meer as een keer wat ek in hierdie laaste 2 weke uit my kar uit wou klim en iemand amper sê ek het. So, dis 'n gemors. Mense steur nie meer aan die wet nie. Dis net elkeen vir homself. Om nie te praat van die politiek nie. Ek meen as ons praat oor die politiek, dan word jy kwaad en dit is sommer maklik om dinge te sê en jy wilde in opstand kom en party van ons verloor kop. So, dis moeilik om in hierdie land van ons kop te hou en om binne die wil van die Here te beweeg. Daar is nie veel respek meer vir geloof nie, en veral nie vir die kerk nie, en die Christelike geloof nie. Dis maar net nog 'n ou stroompie, dis maar nog net 'n ou paadjie na die hemel toe. Hoe kan julle sê julle die waarheid? Daai versie wat julle mos aanhaal, wat Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê wie? Want ons kan maak wat ons wil, want dis die kultuur van die wêreld op die oomblik en in Suid-Afrika ook, ons kan maak waarvoor ons lus is. Ek sal my gevoelens volg. Jou gevoel word deesdae die norm vir wat reg en verkeerd is. Dis die inding. Maak waarvoor jy lus is. En niemand het die reg om vir jou te sê, jy's reg of verkeerd nie. So dis moeilik, regtig moeilik, om in hierdie wêreld kop te hou, en om die regte goed te sê, en te besluit, dis regtig moeilik.
En dit bring my by Jefta. In 'n oomblik van oorhaastigheid, sou ek sê, het hy gelofte aan die Here afgelê. Wat hy vir die Here sê, as hy hierdie vyande aan my gee vandag, sal ek, die eerste een wat uit my huis uitkom, ek sal hom, sal ek as 'n brandoffer offer. Dis 'n groot gelofte om te maak. Sal later terugkom na daai een. Hy maak dit aan God. En natuurlik, as jy 'n gelofte aan God maak, dan gaan jy dit gehoorsaam. As ek voor God en voor die kansel staan en 'n gelofte aflê dat ek vir my vrou sal lief hê vir ewig, dan doen ek dit. Nie waar nie? Of my man, of as ek by die doopfonds staan, of as ek belydenis van geloof aflê, maak ek ook gelofte. En baie keer sweer ons sommer by die Here. Hoe belangrik is dit vir ons? Okay, maar hy doen dit. So hy gaan hierdie gelofte nakom, want hy het die oorwinning gekry. Hy doen dit sommer net so, né? Dit lyk, Here, as U vir my help vandag, ek sal offer die eerste een wat uit my huis uitkom. Ek dink hy het gedink het gaan gebeur, dat dit sy dogter moet wees nie. Want daar staan nogal in die teks, ek sal hom. So hy het nogal 'n idee gehad, miskien gaan my slaaf, een van my slawe my tegemoet kom, een van my werknemers, dalk sal dit iemand onbelangrik wees. Hy het nie gedink oor die komplikasies en die gevolge van hierdie gelofte wat hy so vinnig afgelê het nie. Hy het regtig nie daaroor gaan dink nie. Wat kan eintlik gebeur as hierdie gelofte van my verkeerd uitloop of verkeerd uitwerk? Was dit dalk 'n oomblik van emosionaliteit? Ek meen, hier is die vyande en hy's opgewonde, die adrenalienvlakke is nogal redelik hoog en hy besluit sommer net daar op die oomblik en hy doen dit. Ek het 3 puntjies wat ek vanoggend wil beklemtoon. En dit moet ons uit Jefta uit leer. Emosie is nie 'n goeie adviseur in jou lewe nie. Ons kan nie na ons emosies luister nie, want dit is nie betroubaar nie. Tweedens, nie elke goeie bedoeling is God se wil nie, al is dit hoe goed. Derdens, alle besluite wat ek en jy in die lewe neem, het implikasies, het gevolge. Ons kyk meer daarin. Emosie is 'n swak adviseur. Jefta is opgevang op die oomblik aan die omstandighede. Hy is opgevang deur hierdie omstandighede. Hy is opgesyk. Die adrenalienvlakke is hoog. Die vyand is daar. Hulle is reg vir die stryd. Miskien was hy ook maar 'n bietjie skrikkerig. Miskien was daar maar 'n bietjie vrees ook. So hy wil iets doen om soort van die Here aan sy kant te kry. Want ons doen dit mos soms, né? Ek wil gou die Here net so 'n bietjie aan my kant kry. Here, as U vir my hierdie ding gee, beloof ek U, sal ek my lewe verander. Here, ek gaan regtig meer toegewyd wees as U nou net vir my hierdie werk sal gee, of hierdie woning sal gee, of vir my daarom 'n aanduiding gaan gee dat my toekoms rooskleurig gaan wees, Here. Ek beloof, dan sal ek U beter volg as wat ek tot nou toe gedoen het. Okay, klink dit nie bekend nie? Toe sien iewers almal langs die pad daai soort van belofte aan die Here gemaak nie. Lankal vergeet daarvan, né? Miskien het hy ook getwyfel in homself, want as jy teruggaan op sy geskiedenis, sy familie het hom eintlik weggejaag. Want sy pa was 'n stout ouetjie. Hy was eintlik die kind van 'n prostituut. En sy pa het hom huis toe gevat en grootgemaak. En toe sy boeties en sissies, wat nou halfbroers en susters kom uit hulle ma uit, toe word hy weggejaag, want hy mag nie erf nie. En toe word hy maar deel van bendes en rooftogte en nie 'n goeie karakter gewees nie, maar die Here roep hom as 'n leier. So dalk het hierdie ook iets te maak daarmee, weet, ek het so 'n bietjie van 'n duistere verlede, so my besluite, ek weet nie of maar ek wil net seker maak die Here gaan met my wees. So, want ek twyfel aan myself. So wat is hierdie motivering vir sy gelofte? Is dit vrees? Het God dit van hom verwag? Hier het hom immers geroep en gesê, Jefta, ek wil vir jou gebruik met al jou foute en jou streke. Maar
Maar dis asof hy net so die stempel op die roeping wil sê, ja maar Here, ek wil net seker maak, U gaan my help. So as U my gaan help, ek beloof. 'n Onbesonne oomblik in sy lewe. En wat se wroeginge. Daar sê hy toe sy dogter om tegemoet kom, my dogter, wat jy my gedoen? Ek is stikkend. My enigste kind, my dogter, my geliefde kind. Stel jou voor, net hierdie een kind wat hy het. Nou moet hy offer oor nee, ek het nie gedink wat ek gesê het, die Here. Ek het nie gedink nie. Onbesonne oomblik. As hy net kon dink daaroor, wat sou die gevolge gewees het? Het hy gedink, hy gaan nou God ombuig? En dit is nie eintlik ons motief, wanneer ons sulke tipe van beloftes en geloftes aan die Here maak nie, asof ons hom net so aan ons kant wil kry. Weet so, ek beloof Here, net om seker te maak, hy is met ons. Dink ons gaan die Here se wil ombuig. Dan maak ons 'n groot fout, want hy is 'n vrymagtige God, wat ver bo my en jou verhewe is, wat die toekoms kan sien, wat weet, wat sy agenda in die lewe sal uitspeel, ook in my en jou lewe na die beste vir ons. So Jefta het nie gedink nie. Opgeslurp in omstandighede maak hy hierdie onbesonne belofte wat God glad nie van hom verwag het nie. Want die Here was met hom. Hy moes dit net geglo, net vertrou het. Die Here het hom dan geroep, gesê ek wil vir jou gebruik om die volk tot oorwinning te lei. Hy moes net God op sy woord gevat het. Dink vir jouself. Wat het jy gedoen toe jy nie gedink het nie? Toe jy opgeslurp is deur omstandighede of in 'n situasie waar jy ontplof het. Ek moet volgend bely. Ek het verlede week dit oorgekom. Ek het nou genoem van die verkeer. Iemand wat weer nie die wet wou gehoorsaam nie, wil voor my indruk. En toe ry ek nou maar, toe stamp ek hom. En toe is dit nou 'n konfrontasie. En ek wou hom so graag slaan. Ek moet dit bely volgend. Ek kon nie wag om hom te slaan nie. Maar ek het geweet ek kan nie eers te slaan nie. Want dan sit ek in die tronk. Maar om een of ander rede wou hy net nie aan my raak nie en ek sommer vies daaroor. En as ek agterna oor dink, dan sê ek vir myself, Willie, is jy stupid? Is jy mal? Vir wat? Dit kon vir my gewees het. Ek ry net nie meer daai pad nie. Daarvan is ek seker, ek ry nie meer onder die Westgate nie. Wat 'n simpel goed het jy in 'n oomblik van woede aangevang? Dink maar. Verkeer, kom ons los nou maar daai. In jou huwelik, goed wat ons gesê het of gedoen het. Hoeveel keer sien ons op die nuus wat iemand 'n pistool uitgehaal het en sy familie uitgewis het van 'n oomblik van malligheid. Iemand wat ons ken, maar ken hom ook. Sy broer, tuindienste, né? Kliënt hom konfronteer, stap terug na sy bakkie toe, gaan al sy vuurwapen uit, klop aan die deur, die ou maak op, boem, skiet hom. Daar sit hy vandag in die tronk vermoord. Dis wat ons doen. Ons verwoes verhoudinge, huwelike, verhoudings, met woorde. Maar hierdie voetjie wat ons heel dag in ons hande het, gou WhatsApp stuur, ek is nou die duiwel in. Jy kan hom nie terugtrek nie. Wel, jy kan, as jy vir gou genoeg maak, en die ander een moet jy vinnig lees nie. Maar dan, wat se skade doen ons? Die goed wat op Facebook staan, partykeer, as ek hoor wat mense op Facebook sit, dis hoekom ek nie daar wil wees nie. Wat hulle daar sê, dis vir ewig daar, dis uit. Almal sien dit, wat jy gesê het. En mense kan wrede goed daar sê. Dit vat jou 'n paar sekondes om daai boodskapie te tik met jou vingers. 10 sekondes, en dit doen 10 jaar se skade, dalk ewigheidsskade.
omdat ek nie gedink het daaroor nie. Nie elke bedoeling wat ek het, hoe goed dit ook al is noodwendig God se wil nie. Jefta, sy bedoeling was dalk goed. Here, ek beloof, ek verseker Here, ek gaan dit doen, solank jy my net help, my wys Here, uit dankbaarheid sal ek dit doen. Dit het dalk uit sy hart uitgekom, dalk uit die regte plek uit. Hy het nie aan homself gedink nie. Hy het gedink aan die volk, die oorwinning, het gaan kom, die bevryding vir Israel. So sy bedoeling was dalk goed, soos my en jou bedoeling meestal goed is met alles wat ons sê en doen. Hy het die mooiste intensies gehad, maar het hy vir een oomblik gewonder, is dit God se wil? Wil die Here dit van my hê? Ek dink nie, het nie. Jou bedoelings, dit kan nog steeds jou verhouding met jou vrou of jou man beskadig, met jou kinders, kan jou huwelik skade doen. Partykeer is ons bedoelings goed, maar die effek daarvan was nie goed nie. Die gevolg daarvan was nie goed nie. Baie keer doen ons ding, ek wil so graag dat my vrou in 'n beter huis bly, so ek gaan maak meer skuld. Hierdie amper klaar betaalde ou huisiekie is nou, verkoop ons. Ons het daarom 'n lekker winsie gemaak. En ons ploeg het terug in die nuwe huis, maar nou sit ek weer met 'n 20 jaar verband, wat 3 keer 'n maand duurder is. My bedoeling was dalk goed, maar ek het nie mooi gedink nie, maar nou is ek onder soveel finansiële druk, en in hierdie onsekere tye, daar sal weer aksies by die werk om sekere mense af te betaal. Ons kan ons eie besighede verwoes, as ons nie dink nie, as ons verkeerde bedoelinge het. Ek weet in die versekeringswêreld is dit baie gesien met kliënte met wie ek gewerk het, dan begin hulle daai besigheid, dan probeer ek hulle adviseer, maar die eerste ding wat ek sien hierdie ouens doen, elkeen koop 'n nuwe 4x4 Toyota bakkie, nog voor daar enige wins in die rekening geland het. En dit gaan lekker, en oor 6 maande maak ons die besigheid toe, en dan word die bakkies teruggegee. Intensies is goed, ons wil ook 'n slag lekker lewe, maar die gevolge, die besigheid verwoes. Wat is my intensie in die gemeente? Almal van ons sê, dit gaan vir ons regtig oor die gemeente, en die belang van die gemeente, en ons wil almal ietsie doen, maar wat is dit? Nie die Here se wil is nie, en dit maak seer, en dit verwoes, en dit verbreek verhoudinge. Met enige iemand wat ek die pad kruis, wat is my intensies? Jou goeie bedoelings, hoe goed is dit? Ek dink dis 'n vraag wat jy maar voortdurend moet vra. Het jy 'n bietjie daaroor gedink? Onthou, want dis die hele probleem, né? Ek het nie gedink nie. Ek moes eerder dit geweeg het. Het ek myself bietjie kritiese vrae gevra oor wat ek wil doen? Wat sal die implikasie wees as ek nou hierdie rigting gaan? Of as ek nou hierdie goed gaan sê? Hoe sal dit uitwerk? As ek nou aan die ontvangkant is van dit wat ek nou wil doen of sê, hoe sal ek voel? En sekerlik is dit God se wil. En dis mos die laaste ding wat ons eintlik vra. Ons ploeg mos maar net voort en hoop die Here sal inval by my plannetjies. Is dit nie maar hoe dit werk nie? En as dit nie uitwerk nie, dan gaan ons vinnig Here toe. Sê, hoekom het dit nie uitgewerk nie? Hoekom straf jy my so? So ons het hom aan die einde betrokke gemaak, maar nie in die begin nie. Die derde punt, elke besluit het gevolge. Jefta het net aan oorlog gedink, ek moet hierdie ouens verwoes. Hy het nie gedink oor hierdie gelofte nie.
oor die implikasie nie, wat die moontlike gevolge daarvan kan wees. Hy het ook nog, soos ek sê, ek sal hom as brandoffer offer, hom. So hy het nie sy dogter enigsins in sy visie gehad, en sy hele gelofte, sy nie gefeature nie. Nooit, dit sal ons nou nie eintlik gebeur, die Here sal ons nou nie so werk nie. En toe gebeur dit. Nou die slim mense, wat nou na hierdie teks kyk en dit wil verklaar, daar's twee standpunte. Daar's een groep wat sê, Israel het so verval al in die ander godsdienste, want die gebruik om mense te offer, kry jy in baie godsdienste van daai tyd, die heidense godsdienste, wat hulle vir die gode mense offer. Hulle het so verval daarin, dat, sien, kyk, dis hoekom hy hierdie gelofte so maklik gemaak het, so het hulle al hulle godsdienst vermeng. Dan is daar 'n ander groep, en ek voel nogal my tuis by hierdie groep, wat sê nee, dit het nie gegaan oor die fisiese offer nie. Want dit eindig, sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Nou, hoekom sal daai sinnetjie nou eintlik daar wees? Wat het dit nou eintlik met die prys van eiers uit te waai? Dan is die verduideliking dat sy het haar lewe aan die Here geoffer, deurdat sy 'n maagd vir die res van haar lewe gebly het, so sy het in toewyding aan die Here gaan lewe. En dit is die betekenis van hierdie offer, en nie 'n fisiese offer dat sy gebrand word nie. Maar hoe dit ook al sy, dis nie nou die punt nie. Elke besluit in die lewe wat ek en jy maak, het gevolge. Weet dit, glo dit en verstaan dit, en wanneer jy weer besluite moet maak, môre en oormôre, moet jy dit onthou. Dit het implikasies. Maar ons het mos ook hierdie houding. Want dis mos die tydsgees, ek kan maak wat ek wil, ek kan voel wat ek wil, ek kan sê wat ek wil, dit raak jou nie. Dominee, niks met jou te doen nie. Regtig? Het dit niks met niemand te doen nie? As ek getroud is, dan het dit alles met my lewensmaat te doen. As ek kinders het, het dit alles met my huisgesin te doen. As ek in 'n gemeente is, het dit alles met hierdie gemeente te doen. Ek kan nie net sommer maak wat ek wil nie, want wat ek besluit in hierdie gemeente, wat ek doen, raak julle almal. As pa, raak my besluite as 'n ouer ook my kinders. As 'n getroude, raak al my besluite my wederhelfte. As 'n bestuurder van 'n besigheid, raak dit my werknemers. Want as ek 'n stupid besluit neem, my besigheid vou, dan sit ek 'n klomp mense uit die ekonomie uit, wat gaan honger ly. As 'n jong mens, pas op wat jy besluit, sê en doen. Pas op jong mens wat jy op social media sit. Ek wil vir jou sê, die dag as jy aansoek vir werk, gaan daai HR eerste na jou social media blaaie kyk. En daar is 'n groot getuigskrif oor jou doen en late en jou sê goed. So, as jy nou dink oor jou social media, wat jy al op Facebook geskryf en gesit het, gaan iemand jou werk gee. Pas op, dit raak die lewe. Ek wil afsluit. Ons is kinders van die Here. So moet ons maak. Voor ons enige besluit maak, voor ons enige iets doen, enige iets sê, miskien moet ons maar net 'n bietjie meer krities wees, en daai gesprek met onsself hê. Kom ons vra in die toekoms, is dit die Here se wil? Nou, moet nou nie vra vir 'n teken nie. Weet, ons kry mense wat sê, Here, gee vir my 'n teken dat dit U wil is. Ek het al van iemand gehoor wat sê, Here, as U nou sal maak dat 'n voeltjie op die vensterbank kom sit, dan weet ek. En hulle het gewag vir die voeltjie om te kom. Dis 'n uiters gevaarlike manier om na die wil van die Here te soek. Wat 'n stuk papier. Skryf aan een kant, as ek dit sou doen, wat is die positiewe implikasies? Aan die ander kant, wat is die negatiewe implikasies? En dan vat nog 'n papier en doen dieselfde. As ek dit nie doen nie, wat is die positiewe, wat is die negatiewe? En doen dit bidend in die teenwoordigheid van die Here, gebruik jou kop.
Dis hoekom hy vir jou verstand gegee het. Wat is die gevolge as ek hierdie ding gaan doen? As ek nou byvoorbeeld 'n buite-egtelike verhouding wil hê, of besig is daarmee, wat is die implikasie op my huwelik, my gesin? Wat is die implikasie vir my as 'n kind van die Here om iets stupids te doen op die gemeente, op die kerk, op die beeld van die Christelike geloof, my kollegas by die werk, of my vennote? Wat gaan dit aan my doen? Want elke ding wat ek en jy doen, wat ons uitgevang word in die lewe, is deel van my reputasie. En dit sit aan my vir jare. En soms kry dit nooit afgeskit nie. Een keer so, altyd so. 'n luiperd verander mos nou nie sy kolle nie, sal ons sê. Waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie, né? Dit is maar hoe ons na mense kyk. Hoe gaan ek oor 5 jaar voel? Hoe gaan ek later voel? As ek hierdie ding doen en dit werk verkeerd uit, vir slegte gevolge vir my. Het ek enigstens hieroor gebid? Het ek regtig die Here se aangesig gaan soek, gevra vir wysheid, vir insig, vir my te help deur sy Gees, om die regte besluite te maak? Het ek met enigiemand gaan praat daaroor? Of het ek maar die houding, dit raak en smaak niemand anders nie. Ek sal maak soos ek wil. Partykeer is daar slim mense om ons, met baie praktiese raad. 'n paar ander ouens om my het al 'n paar dom dinge gedoen en daaruit geleer, so hulle kan dalk my help om self dieselfde dom dinge te doen. Dis 'n paar riglyne, as 'n kind van die Here. Ek wil afsluit met hierdie teks, Spreuke 3, vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here, vir 'n woord in Afrikaans, 'n eenvoudige woord wat ons so bietjie laat dink. Ag, Here, ons weet ons het self maar 'n paar stupid goed al aangevang. En U weet nog beter, ons kan dit nie vir U wegsteek nie. Party van die goed lê hier diep in die hart, weggebêre in 'n leer wat ons eintlik van wil vergeet. Maar ons kan nie altyd nie. Partykeer gaan ons gewete en ons word net weer daaraan herinner, miskien om dit nie weer te doen nie. Miskien om ons te laat verstaan dat ons beter kan doen. Dat ons die Here beter moet dien. Meer met sy woord moet besig wees om te verstaan wat God van ons verlang. Maar ons weet ons het vrymaking in Jesus Christus. Want hy het aan die kruishout vir al ons sonde betaal. En soos Paulus in Kolossense sê, U die skuldbrief, ons lys van sonde het U saam met U aan die kruishout gespyker en dit verwoes. Ons is skoon. So bevry ook ons gewete van die las van die sonde, soos die Hebreërs skrywer sê. Dat ons kan vry wees en met gemak voor U leef. Gee ons die wysheid en die insig om reg te handel, regte goed te sê, die regte goed te doen, regte besluite te neem. Want U sê, kom na my toe, bring alles na my toe, kom klop by my, kom soek by my, ek sal jou gee, ek sal jou help. Jy's myne, jy's kosbaar. Ek sal jou nooit verstoot nie. Ek is lief vir jou. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dat U vir ons sal seën as gemeente van Waterval. Ook elkeen van ons besoekers wat hier is, hou U hand oor hulle. Ons kinders, ons bejaardes, ons ouers. Seën ons besluite wat in nugterheid en wat bidend voor U geneem word. Ons vra dit in die Here Jesus se naam. Amen. Ek gaan die seën van die Here uitspreek en daarna gaan ons
weer 'n lied saam sing wat ons gaan speel. Dit is een van daai seënliedere. Ons het hom al so 2 of 3 keer gesing. Dit gaan al beter met hom wanneer ons hom sing. Kom ons probeer hom vanoggend weer. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees. Mag hy vir ons lei. Mag hy met ons wees, vir ons insig en wysheid gee. Mag ons hom verheerlik. In Jesus naam. Amen.